Hier is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar is lei hy my, na waters waar is lei hy my. Goeiemôre en welkom by ons Sondag stil word afspraak. Ek wil jou sommer vandag so uit my hart uitkom bemoedig met 'n baie kosbare psalm wat ek sopas gesing het. Psalm 23 is een van die mees geliefdste gedeeltes in die Bybel, omdat dit God se hart vir sy kinders kom wys in die vorm van hierdie psalm van Dawid. Dawid, wat self 'n herder was, skryf hier uit sy eie ondervinding en ervaring. Hy sê nie, die Here stuur vir jou en vir my 'n engel om ons te lei nie. Nee, hy sê, die Here self is my herder. En Dawid, wie meer beter as Dawid wat dit verstaan? Dit is persoonlik. Hy is nie net 'n God wat ver uit die hemel op ons neerkyk. Hy self as God raak betrokke binne jou en my lewe wanneer ons met hom in 'n verbintenis is. Daarom as jy vandag alleen en verlate voel, as jy voel asof niemand omgee of verstaan nie, weet vandag dat Jesus self jou herder wil wees. Hy is naby, hy is bewus van jou en hy wil vir jou sorg. Die Here wil jou vandag oortuig dat hy sal voorsien. Wat ook al jy deurgaan en wat ook al die inhoud van jou krisis mag wees vandag. As jy hom kinderlik vertrou met opregtheid, sonder 'n plan B, wil die Here jou verseker dat hy vir jou sal voorsien en sal sorg en deur jou krisis sal lei. Hy laat jou nie vandag sommer alleen nie. Hy laat jou vandag neerlê in groen weivelde en na waters waar daar rus is, lei hy vir jou en vir my heen. God weet wat ek en jy nodig het. Ons hoef dit nie eers te noem nie, sê hy Matteus. Hy weet wat ons geestelik nodig, emosioneel en ook fisies nodig het. Soos 'n herder sy skape na vars groen gras en helder water lei, bring God sy kinders na plekke van rus en verkwikking. As daar storms, angs en onsekerheid is, sal Jesus vandag jou hand vat en jou graag na vrede toe wil lei, as jy hom kan vertrou. Jesus self het ook gesê, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is, want ek sal vir jou rus en vrede gee. Psalm 34 sê, die Here is naby aan hulle wat moed verloor het, en hy gee weer krag vir hulle wat geen vooruitsig meer het nie. Weet ook dat die Here jou wil omhels en jou wil beskerm. Ons psalm sê, al gaan ek ook deur 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U is by my. U sal my nie los nie, né? Al loop ons grondpad, die Here sal ons nie los nie. Ons gaan almal soms deur donker tye, van uitdagings, van siekte, van verlies en ook van vrees. Maar die geheim is, God se teenwoordigheid verander alles. Dit verander die donker dal van doodskaduwee na 'n plek van hoop. Sy stok en sy staf is daar om ons te beskerm en te lei, maar ook om vir jou en vir my te vertroos. Dat hy altyd daar is, maak nie saak of dit vir jou voel of jy alleen deur 'n storm gaan waar daar niemand by jou is en verstaan nie. Hy is altyd daar. Psalm 121 vers 4 sê, waarlik die beskermer, die beskermheer, die beskermer van Israel, sluimer nie en hy slaap nie. Ek wil afsluit en vir jou sê dat die Here vir jou seën en planne van voorspoed wil gee, wat goed en mooi is, as jy aan hom gehoorsaam sal bly.
Ons teks sê vandag, U berei 'n tafel voor die aangesig teenoor my teestanders. Selfs in die midde van jou vyande, van bekommernisse, van probleme, voorsien die Here in oorvloed. Hy salf ons hoof met olie en ons beker loop oor, sê die psalmdigter. Dit wys vir jou en vir my op ongekende lewensenergie en vreugde. Dit wys vir ons op genesing en op oorwinning. Die voorwaarde is dat ons in sy weë sal wandel en gehoorsaam sal bly aan sy gebooie. Sy weë en sy gebooie bring seën en lewe en vrede voort. En dis die beste ding wat met jou en my kan gebeur. Net goedheid en guns sal jou volg en vir my volg al die dae van jou lewe. En ons sal in die huis van die Here bly tot in lengte van dae. Hierdie psalm eindig verseker nie in die dal van doodskaduwee nie, maar in die huis van die Here. Dis die eindbestemming vir jou en vir my geloof en vir ons gehoorsaamheid. Die eindbestemming van elke kind van God, 'n ewigheid in God se teenwoordigheid saam met Jesus. Mag jy sy soete teenwoordigheid vandag beleef en ervaar. Mag jy vandag regtig beleef hoe hy jou herder is, hoe hy jou lei na waters waar rus is. Ja, ook deur die dal van doodskaduwee. En uiteindelik waar hy jou hoof maak vet met olie en hy jou lei na die kosbaarste bestemming waar ons 'n ewigheid by hom gaan wees in sy teenwoordigheid. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my, na waters waar rus is, lei hy my. Baie diep haal hy my uit, baie diep haal hy my uit. Hy plaas my voete op 'n ewige rots en baie diep haal hy my uit. Al gaan ek oor deur 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onvrees nie, want U is by my. Die stok en die staf vertroos my. Die stok en die staf vertroos my. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my in. Na waters waar rus is, lei